Right, so as ek jou vra, wat is sonde? As jy my moet verduidelik, wat is sonde? Hoe sal jy dit aan my verduidelik? So as ek jou nou 'n oomblik moet gee, ek en jy sit vierkantig oor 'n tafel en ek vra vir jou verduidelik vir my wat is sonde? Wat sal jou antwoord wees? Nou, meeste van ons, as ons gaan dink aan sonde, dan hardloop jou brein terug na daai lysie sonde wat jou ma vir jou gesê het. Jy weet mos daai goedes wat jy geweet het is stout. Ek onthou as kinders het ons groot geword en as iemand rook, dan sê my ma, "Gaga, nee, dis sonde, spoeg uit." So rook en drink was die sondes gewees en dan as jy ouer geword het en dan besef jy moenie steel nie en jy moenie jok nie en daar is 'n lysie wat die ergste in die Bybel opstaan. Ons is nie seker waar daai lysie staan nie, maar iewerste in die Bybel is daar hierdie lysie van sonde en ons weet dat jy moet wegbly van hierdie goeters af. En dis amper al van ons prentjie. Nou as daai jou prentjie is van sonde, wat sonde is, dan gaan jy iewerste as jy Bybelstories hoor of ernstig die Bybel lees, gaan jy gekonfronteer word met stories. En dit voel nie vir jou asof hierdie storie inpas met sonde nie, maar hoe God reageer in hierdie situasies voel wreed. Want ons het 'n prentjie, hierdie lysie van sonde, en dan kyk jy in die Ou Testament en in die Nuwe Testament na stories en dit voel asof God wreed is. Want sien daar's 'n storie van Abraham wat sy neefie gaan kry en sy naam is Lot en hy vat haar saam met die vrou en net toe God Sodom en Gomora vernietig, dan maak hy die stelling en hy sê moenie terugdraai nie. En al wat Lot se vrou doen, is sy draai om en sy kyk terug en sy verander in 'n soutpilaar in. Dit voel vreemd want omdraai en terugkyk het nog nooit vir my gevoel so sonde nie. En dan gaan kyk jy na die storie op 'n stadium dan vat Moses die Israeliete uit Egipte uit en hy vat hulle deur die Rooi See en in die proses in hierdie hele lang storie dan stop die Here hulle op 'n sekere punt en hy sê vir Moses, Moses, vat jou staf en slaan hierdie klip. En dat daai klip uitbars genoeg water vir omtrent 1.5 miljoen mense. Dis 'n groot kraan. En dan later dan gebeur dit dat God sê vir Moses, Moses moenie die klip slaan nie, praat met die klip. En dan wat gebeur is uit frustrasie uit, stap Moses na daai klip toe en hy slaan daai klip. En God sê op grond van dit sal jy nie in die beloofde land ingaan nie. Dit voel wreed, dit voel vreemd. Al wat hy gedoen het is 'n klip geslaan het. Jy gaan lees die storie op 'n stadium van toe die Filistyne die verbondsark gevat het. Die Israeliete het arrogant geraak en hulle het aangeneem dat as ons die verbondsark saam met ons vat in oorlog, dan gaan ons altyd wen. En op 'n stadium dan verslaan die Filistyne hulle vat die verbondsark en dan lees jy die hele storie en dit gaan chaos by die Filistyne se kampe aan en hulle stuur daai verbondsark terug. En uiteindelik toe daai verbondsark terugkom, toe kom hy in 'n dorp in en uit nuuskierigheid het mense gaan kyk wat is binne in die verbondsark. En almal wat gaan kyk het wat binne in die verbondsark is dood. En dan voel jy, Jesus, nuuskierigheid. Curiosity killed the cat op 'n hele ander weergawe in die Engelse term. So nou kyk ons na hierdie stories en dit voel vir jou vreemd. Dit voel vir jou vreemd dat teen die tyd toe hulle die verbondsark weer terugbring in Jerusalem in. Dan is hulle besig en hulle sit die verbondsark op die osse en soos dit hulle besig is om te gaan struikel die osse en ons een ou met die naam Ussa en al wat hy wil doen is hy wil net keer dat die verbondsark nie op die grond val nie en toe hy raak aan daai verbondsark toe sy mors dood. Dan dink jy by jouself, maar hoe werk hierdie stories? Daar is 'n ou met die naam Elisa, hy's 'n profeet. Daar kom 'n ou met die naam Naaman na hom toe en die ou is melaats. En ons hele storie wat afgaan, Naaman stop voor Elisa se huis en hy verwag dat Elisa moet uitkom en met hom kom praat. En al wat Elisa doen is hy stuur sy dienskneg Gehasie uit om vir hom te sê, man, gaan laat hierdie ou homself 7 keer in die Jordaanrivier gaan doop. En die hele storie gaan af wat gebeur met Naaman. En dan as Naaman eventually terugkom nadat hy homself 7 keer in die Jordaan gesit het en hy kom terug en hy is skoon gewas, hy het geen meer melaatsheid oor hom nie. Dan kom hy terug by Elisa. En hy wil vir Elisa al hierdie rykdom gee, hy wil vir hom goud en silwer gee en Elisa sê ek soek niks. Dan draai Naaman om, hy vat net bietjie grond wat daar is en hy gaan.
En dan dink Gehasie by homself, ek weet nie hoekom het my meester hierdie ou wat van ver af kom, wat so skatryk is, hoekom het hy hom net weggestuur sonder om enige geld te vat, en hy hardloop agter Naaman aan. En hy sê, my Heer het gevra dat daar was nou 2 profete wat gekom het, kan jy nie net vir ons 'n talent silwer gee, met 2 stelle klere nie. Nou, talent silwer is 34 kilogram silwer. Dis nie 2 muntstukkies nie. En Naaman uit dankbaarheid, hy sê, hierso is vir jou dubbel dit. Hier's vir jou 68 kilogram silwer. En toe hy terugkom, gaan steek hy die geld weg, en hy gaan staan daar voor Elisa, en Elisa sê, waar was jy nou? Hy sê, ag nee, was sommer hier en daar. Hy slat hom met dieselfde melaatsheid wat oor Naaman was. Dink jy, dis bietjie rof. Dis bietjie wild. Hoekom so intens? Jy dink aan Ananias en Safira in die Nuwe Testament wanneer hulle huis gaan verkoop, want dis die ding, die gelowiges het begin alles deel met mekaar. En dan van die ouens het gesê, maar gaan verkoop jou huis, bring die geld na die kerk toe, en dan wat gebeur is Ananias en Safira gaan verkoop hulle huis, en hulle kom terug en hulle gee net 'n gedeelte van wat hulle gekry het vir die kerk. En word albei van hulle mors doodgemaak net daar. Aarde skeur oop en sluk hulle in. Dan voel jy, dis rof. Hoe kan die Here so wreed wees? Want sien, hier is die probleem. As ek en jy 'n prentjie het van dat sonde is 'n lysie, dat jy moenie hierdie doen nie, en moenie hierdie doen nie, en moenie hierdie doen nie, dan het ek en jy 'n tendens wat ons doen is, ons vat hierdie en ons sit die erge sondes bo. Dis groot sondes en dis klein sondes, maar hierdie word ons lysie. En solank ek wegbly van hierdie lysie af, sal ek okay wees. Maar hoor mooi, as jy wil sonde reg verstaan, moet jy die volgende beginsel verstaan, dat God is heilig in die oortreffende trap. Nou, ek was nie baie goed op Afrikaans nie, maar ek onthou een ding, is as jy sê iemand is mooi, of mooier, of mooiste, dis trappe van vergelyking, mooi, mooier, mooiste. Mooiste is die oortreffende trap, dis die grootste ene. As ek en jy praat van heilig, heiliger, heiligste, God is heilig in die oortreffende trap. Daar is niks wat vergelyk met God nie. En as ek en jy sonde wil verstaan, is wanneer ek en jy God wat heilig is, as algemeen beskou. Die dag wanneer ek en jy God as algemeen beskou, daar sit jy in 'n krisis. Weet jy hoekom? Want vanuit daai posisie uit vloei ongehoorsaamheid en vloei rebellie. En daai is sonde. Dis wat gebeur. Dis waar ons onsself vind in sonde. Dis die oomblik wanneer ek en jy God as algemeen begin beskou. Sien, dis die oomblik wanneer ek en jy begin dink dat wanneer ek kerk toe gaan om iets van die Here te beleef, doen ek wanneer dit my pas. Dis wat gebeur, is ek bid wanneer dit my pas. Ek lees my Bybel wanneer dit my pas. Dis algemeen. God is algemeen. Ons praat met hom soos ons lus het. Hoor stellings van mense wat stellings maak soos, as ek voor God staan, sê ek vir hom. Jy hanteer God as algemeen. En daar lê ons sonde. Dis wat gebeur. Dis wanneer ek en jy die bron van sonde sien ontwikkel. Dis wanneer 'n Saul kom op 'n stadium en hy wag vir die profeet om 'n offer te kom gee, en hy is in 'n krisis want die offer moet gemaak word sodat hulle 'n oorlog kan ingaan, en op hierdie stadium vat die profeet lank en die mense begin bang word en hy doen self die offer. Hy maak self die offer, en dan maak die profeet die stelling. Samuel sê vir hom, rebellie is soos in Engels witchcraft, dis om soos heksery toe te pas. Dis die impak van ongehoorsaamheid en rebellie. Nou, as ek en jy 'n prentjie het van God wat so heilig is, God wat bo alles in die oortreffende trap heilig is, as ek en jy daai prentjie het, dan in ons hart wil ons afstand hê van hierdie heilige God. Jy het hierdie prentjie van God is dan so heilig, mag ek nie naby hom kom nie, want as ek naby hierdie heilige God kom, gebeur dalk met my wat met daai ouens gebeur het, wat nuuskierig was en in 'n plek ingekyk het wat hulle nie moes wees nie.
Here, mag U nie met my so optree soos wat ander mense wat in rebellie en ongehoorsaamheid was, mag U nie my so hanteer nie. Maar Jesus is nogals iets amazing. En dis wat ons doen, ons is nou besig in ons studie in Romeine. Wat gebeur het is in Romeine, maak hy jou bewus van hierdie absolute heilige God. En dan breek hy vir my en vir jou hierdie konsep af, om te kan sê, hierdie heilige, groot, almagtige God, nooi ons in verhouding in met hom. Dis wat vir ons mind-blowing is. Die feit dat ons 'n God het wat so groot is en so almagtig is, nooi ons in 'n persoonlike verhouding met hom in. En dan lees ons Romeine 8. En Romeine 8 vers 15 sê vir ons die volgende: Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het 'n gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is. En deur hom roep ons uit, Abba Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. So met ander woorde, die oomblik wanneer ek en jy square staan voor die heiligheid van God, is daar nie suppose om vrees wakker te word in my hart nie. Daar is nie iets wat suppose is om my bang te maak vir wie God is nie. Daar is nie iets wat maak dat ek wil in mekaar inkrummel en sê dat ek wil wegkruip en ek wil nie naby hom wees nie. Nee, die heiligheid van wie God is, nooi jou in as kind van God. En toe ons by Romeine 8 was, het ons gepraat oor die impak van wat beteken dit om aangeneem te wees as kind van God. En so, as ek jou weer vra, wat is sonde, dan het ek nie nodig dat jy vir my 'n lysie gee nie, want die oomblik as jy aan 'n lysie dink, dan dink jy verkeerd. Wat ons moet begin dink, is dat die oomblik wanneer ek 'n heilige God as algemeen beskou, as ek hom as algemeen beskou, kweek dit 'n temperatuur of 'n atmosfeer of 'n omgewing waarin ek ongehoorsaam en rebellie in my hart kweek. Dis wat gebeur. En daar, as die Here vir jou sê gaan en jy wil nie. As die Here vir jou sê los en jy vat. As die Here sê moenie daarin kyk nie en jy doen. As die Here vir jou sê moenie daai klip slaan nie en jy doen. Wanneer die Here vir jou sê en jy doen dit nie, daai is sonde. Nie 'n lysie nie. Dis 'n God so groot, so heilig en hy nooi ons in verhouding. En weet jy hoe doen hy dit? Hy sit vir ons Jesus in 'n kruis om te sterf, want ek en jy is nie goed genoeg nie. Hy sit sy gees binne in jou om jou nuut te maak en jou te bevestig as sy kind. Dis wat Jesus doen. Dis wat die Gees in jou doen. En daarom leef ons nou as kinders van hom. En nou sit ons met hierdie worsteling van twee wêrelde. Want sien, as ek hierso staan, besef ek daar is twee wêrelde wat in teenstryd is met mekaar en is besig om my te trek na verskillende areas toe. Aan die een kant het ons wat die Bybel noem die wêreld, die tydsgees, soos dit die Nuwe Testament, nuwe vertaling het verduidelik, die tydsgees, die era waarin ons leef, hierdie wêreld waarin ons onsself bevind. Hierdie is die eerste een en hy is besig om ons te trek na hom toe. En aan die ander kant sit ons met 'n heilige God wat groot is, wat jou geskep het in jou wese. En hy nooi jou in verhouding in met hom. En ons sit in die middel en ons is besig om te worstel tussen hierdie twee wêrelde. En ek dink die maklikste manier hoe ek hierdie wêreld definieer, want onthou, as ek praat van hierdie wêreld, jou definisie daarvan lyk anders as myne. En dan dink ek terug as 'n jong seun, het ons in onkunde gewoonlik die vraag aan mekaar gevra: wat sal jy doen as jy net 'n maand het om te leef? Wat sal jy doen as jy net 1 maand het en jy het al die geld in die wêreld? Jy het net 1 maand. Wat sal jy doen? Onthou jy daai vraag? Onthou jy ernstig was dit in jou gevra? Nou vandag, jare later, dan besef jy dat daar is mense wat die hartseer voel en ervaar wanneer dit regtig die geval is. Wanneer ek self die nuus hoor om te sê jy het net 'n maand oor. Wanneer iemand naby aan jou, 'n familielid, 'n kind, 'n ma, 'n pa, daai nuus hoor. En is 'n hartverskeurende stelling. Dis nie so, die Engels gebruik die woord flippant,
is om dit net so ligtelik te doen, soos wat wanneer die mense regtig waar in hierdie situasie. En dis mense wat regtig daai beleef, kom gewoonlik op 'n punt, want as jy regtig waar hierdie stelling hoor, het jy net 'n maand oor, dan bring dit 'n ander perspektief dat jy prioritiseer, wat is goeders wat ek as belangrik ag, en wat is useless, wat is die goeders wat net eintlik niks saak gemaak het, tot op nou toe nie. En dis gewoonlik wat mense wat regtig in daai situasie is, dis hoe hulle dit beantwoord. Maar vir 'n jong man, gewoonlik, as jy daai vraag gesit word, en daar word geensins konsekwensies aan hierdie ding gesit nie, dan word jou antwoord gewoonlik 'n lys van alles wat jy nog eendag wil doen. Die goeders wat jy graag dink jy wil doen, sodat jy, as jy die dag doodgaan, gelukkig kan doodgaan. Dis wat ons het. Ons het hierdie prentjie van dat hierdie wêreld het vir ons iets om te bied, dat as ek al hierdie goedertjies gedoen kan kry, kan ek gelukkig doodgaan. En dan gewoonlik was die antwoord so gestruktureer, dat jou eerste 29 dae, man, jy sien alles en almal is oor die wêreld, en jy spring van die plek af, en jy's van daai in, en jy's hierdie, alles word daar gedoen, en op dag 29, begin revenge. Dan ruk jy 'n geweer uit en jy skiet almal dood wat jou enigiets verkeerd gesê het, en enigiemand jy skop hondjies wat jou gebyt het, want as hulle jou in die tronk sit, is jy net daar vir 'n dag. Dit was gewoonlik die antwoord gewees. Daar is hierdie konsep, dat as ek binne in 1 maand, kan ek leef en doen, net soos dit ek wil. En ek leef met die veronderstelling, dat hierdie wêreld het vir my iets om te bied. Ernstig gaan hierdie wêreld vir my iets kan gee. Hierdie wêreld, hierdie tension, hierdie ding wat besig is om te trek, ernstig binne in hierdie chaos, gaan ek vreugde kry. Ernstig hierin gaan ek plesier ontdek. Ek kan iewerste binne in hierdie babbel, kan ek iets kry wat maak dat ek gelukkig doodgaan. Dalk het ek nie genoeg geld vir dit nie, dalk het ek nie genoeg tyd vir dit nie, maar ons het hierdie perspektief dat hierdie wêreld kan vir my iets bied. En dan aan die ander kant het ons hierdie verhouding met die Here, en ons weet ons moet 'n verhouding met die Here bring, maar die oomblik wanneer ons hierdie ouetjie wil definieer en ons dink aan verhouding met die Here, dan dink ons aan boring goeders soos bid en Bybel lees en kerk toe gaan, en dit klink vir ons soos goeders wat effort vat. Ons praat van die dissiplines van disipel wees. Man, dis tough. Man, dis moeilik om hierdie goeders in te sit. Daai een lyk so vrek nice. Hierdie ene voel vir my, dis effort. Man, is moeilik. Is moeilik as die kerk praat oor geld, en ek dink aan 'n sitkamerstel wat net so amazing sal lyk in my sitkamer. Dis vir ons moeilik. Hierdie ene voel net so moeilik om te kan doen. So hou jy hierdie tension wat tussen hierdie twee sfeer. En onthou, ons weet hierdie ene is goed vir ons. Nou ek vat byvoorbeeld in hierdie week, was oefen vir my vrek moeilik. Nou gewoonlik probeer ek so 4 keer 'n week gaan draf. En dit is vroeg in die oggend, so net na 4 in die oggend is 'n mens uit, en hierdie week was dit koud. Man, en ek was nie lus gewees nie, en Jesus, alles in my wou hierdie week net op die bank sit en koekies eet. Daar was niks in, en as ek begin draf het, dan voel dit asof al my energie uit my uitdrein. Het was 'n swaar week vir oefen. En dat ek op 'n punt kom en soos ek weet nie meer hoekom ek oefen nie. Maar daar is iets wat goed is in oefen. Dis glad nie lekker nie. Ek wil 14 keer bedank binne 5 kilometer. Niemand wil my bedanking aanvaar nie. Die blote feit is net, maar jy weet jy moet dit doen, so die blote feit is jy sit effort in, en dan as jy aan die ander kant uitstap, het Gerard my geleer, jy sê nie dat ek is bly ek het geoefen nie, ek is net bly dat ek geoefen het. Dis nie wat ons bereik het nie, dis dat ons iets net gegaan het, net survive het, net opgedaag het. Die blote feit is net, want dis wat moet gebeur, as ons besef dat hierdie ding kan in die groot prentjie vir ons iets beteken, maar dit voel net soveel effort. En so die oomblik wanneer jy ons los in hierdie tension tussen die wêreld en wat die Here van ons vereis, vind ons onsself heeltyd pivot terug na die wêreld toe. En binne ons studie in Romeine is ons konstant besig gewees om te gesels oor hierdie.
Hierdie tension tussen die wêreld en wat die wêreld van ons vereis. En die eerste gedeelte van Romeine, die eerste 7 hoofstukke, praat hy van die gevaar van hierdie wêreld. Hy praat van hoe gevaarlik dit is, dat ek en jy moet besef, dat die wêreld gee vir jou die bemarking, dat ons iets het om te bied. En elke keer wanneer jy dink jy kry iets, dan staan jy leeg aan die ander kant. Jy staan leeg. Jy dink ek gaan happy wees deur iets te kry, en dan staan jy leeg, en as jy my nie glo nie, vra die een van die ouens wat die rykste ou en die wysste ou in die wêreld is, gaan lees die boek Prediker. Salomo sit met alles. En hy doen dit. Hy gooi homself in hierdie wêreld in. En hy sê ek het my ontsê van niks nie. En dan gaan hy deur 'n lys van wat het hy alles gaan gryp, waaraan het hy gevat. En hoe hy elke keer praat van hoe hierdie ding my leeg gelos het. Dis die impak van hierdie wêreld. Hierdie wêreld is besig om vir jou 'n prentjie, 'n bemarking te gee wat voor is, wat so oulik lyk, maar dit los ons elke keer leeg. En dan worstel ons. En so die eerste gedeelte van Romeine het vir ons gegaan om te kan sê, wat is die gevaar? Wat is die gevaar van daai? Want sien, op die einde van die dag is dit nie net wat die wêreld vir jou kan bied nie. Dis lekker om kwaad te wees. Dis lekker, want in jou kop as jy fight met iemand, wen jy altyd die fight. As iemand iets vir jou gesê het, of iemand jou nie reg hanteer nie, dis nie lekker om hier te staan en nederig te wees nie. Dis nie lekker om hierso te staan en my hart uit te sorteer nie. Dis nie lekker om hierdie kant te wees nie. Dis lekker om hier te staan en om te vloek om 'n braai. Dis lekker om hier mense sleg te sê. Want onthou, vir 29 dae wil ons amazing goeders doen, en dan wil ons revenge vat, want dis wat die wêreld vir ons bied. En so die eerste deel, 7 hoofstukke, praat oor die gevaar. Wat is hierdie gevaar? En hy nooi jou heeltyd in. En hy sê hierdie gaan vir jou altyd dood uitbetaal. Maar hy nooi jou in en hy sê al hoe jy hier kom, is deur geloof. Deur geloof, dit begin met geloof. En dan teen die tyd wanneer hy by Romeine 8 kom, dan praat hy vir ons hierdie, dat ek is 'n kind van God. Dat hierdie heilige God my innooi in 'n verhouding in met hom. Dis wat dit vir ons so ongelooflik mooi maak. En teen die tyd wanneer ek en jy by Romeine 12 kom, gee hy vir ons praktiese beginsels. Praktiese beginsels, hoe lyk dit as ek hier leef? Wat sien mense in my as ek hier leef? Wat vereis hierdie van my? En saam met die vreugde van die verhouding en die ewigheid en alles wat hiermee saamgaan, hoe moet ek hier leef? En dis wat Romeine 12 doen. En dis waar ons onsself nou bevind. En so ons begin met Romeine 12 en ek lees vir jou in vers 1. Hy sê, my liewe familie in Here, julle weet hoe baie God vir julle omgee. Daarom pleit ek by julle om julleself as lewende offers aan God te gee. Leef volkome toegewyd aan hom. Leef slegs vir sy applous. Leef slegs vir God se applous. Daar is iets wat hy ons innooi in heiligheid in. Nou daar is 'n Latynse term wat my lewe skud op hierdie stadium. En ek sit dit vir jou op die skerm en dit is coram deo. Coram deo beteken om te leef voor die aangesig voor God. Om te kan besef dat deur my dag moet ek coram deo leef voor die aangesig voor God. Dat ek leef en weet God se aangesig is by my. So met ander woorde, wanneer ek by die werk is en die mense my irriteer, is God se aangesig voor my. Hoe leef ek? Hoe praat ek? Wat gaan aan in my hart? As ek by my pelle is en as ek by 'n braai is en as ek op 'n Vrydag aand ergens gaan kuier, coram deo, leef in die aangesig van God. Dat ek en jy begin leef met die idee dat ek is in die aangesig van God. Want as jy bewus is dat ek is nou voor die aangesig van God, voor die heilige God wat alles geskep het, wat maak dat as mense verkeerd trap, doodgaan.
Daai einste God wat my innooi in 'n kindskapverhouding in. Coram Deo, as ek bewus is dat ek leef voor hierdie heilige God se aangesig, praat ek anders. Tree ek anderste op. Lyk my toewyding anderste. Dis wat hy vir ons sê. So nou kom hy sê, leef slegs vir God se applous. Vers 2. Moenie dat hierdie tydsgees wen in julle lewe nie. Moenie dat hierdie babbel wat hierso is, moenie dat dit wen nie. Moenie dat hierdie die ding wees wat vir jou 'n idee gee dat jy gaan gelukkig wees nie. Moenie toelaat dat hierdie kwaad wees en plesier en rykdom en alles wat hierdie babbel vir jou offer, moenie dink dat hierdie vir jou enige iets gaan bring nie. Moenie toelaat dat daai ouetjie wen nie. Dan sê hy, moenie dat dit julle gedrag bepaal nie, laat toe dat God julle manier van dink verander en nuut maak. Dan sal julle lewe 'n nuwe koers inslaan. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is en julle sal weet wat is goed in sy oë. Julle sal weet wat maak God se hart regtig bly en julle sal ook weet wat is reg en volmaak in sy teenwoordigheid. Leef, as jy hierso begin leef, beleef jy iets van wat beteken dit om te leef in die teenwoordigheid van God. En dan sê hy vers 3, sonder dat ek enigiets hiervan verdien het God my geroep om hom te dien. Daarom sê ek vir julle almal, moenie meer van jouself dink as wat jy behoort te doen nie. Dink reg oor jouself, weet wat 'n porsie geloof God spesifiek aan jou uitgedeel het. Moenie jaloers wees op ander gelowiges nie. Gebruik jou geloof met wysheid. Daar is baie ledemate in ons een liggaam. Tog het nie alle ledemate dieselfde funksie nie. En nou onthou julle, ons het nou vir die laaste paar weke het ons gepraat oor gawes en hier cue ons nou die gedeelte in wat gaan oor gawes. Vers 5. Op dieselfde manier is ons almal saam met Christus een liggaam hier op aarde. Ons elkeen is ledemate van hierdie liggaam. Ons het mekaar nodig. Het jy regtig mense om jou nodig? Kan jy dit alleen deurpower? Is jy okay? Hier sê ons het dit nodig. Ons het mense om ons nodig. Vers 6. Ons het elkeen verskillende hemelse genade geskenke ontvang. In sy goedheid het die Here dit verniet aan ons gegee. As dit is om God se wil bekend te maak deur profetiese woorde, dan moet ons vertrou om dit reg en tot sy eer te doen. En as dit is om ander te dien, dan moet ons met hulle dien met alles in ons. En as dit is om ander te leer wat God sê, dan moet ons uitblink in onderrig. En as dit is om ander te bemoedig in hulle geloof, dan moet ons uitblink in bemoediging. As dit is om die weg te gee, dan moet ons as dit is om weg te gee, dan moet ons uitblink in vrygewigheid. Leiers wat ander mense help, moet dit doen met groot toewyding. Diegene wat hulle ontferm oor ander mense, moet dit doen met groot blydskap. Hier kom en hy praat van die gawes. Wanneer God jou gawes gee, is jy besig met Coram Deo. Jy is besig om voor die aangesig van God te leef soos wat hy jou gewaaid het. Die oomblik wanneer ek en jy besef dat God het vir my 'n gawe gegee en ek leef hierdie gawe uit, dink net aan ons hoeveel weke ons spandeer het aan gawes. As ek in daai fase is, Coram Deo. Ek is besig om te leef voor die aangesig van heilige God wat ons innooi in 'n verhouding in. Dan gaan hy verder en dis nou waar ons vers 9 begin. Daai was my intro. So 31 minute lank. So kom ons begin. Wat ons gaan lees vanaf vers 9 en ek gaan nie vreeslik baie tyd spandeer vanaf vers 9 tot vers 13 toe nie. Vanaf vers 9 tot en met vers 21 toe gee hy vir ons 31 goed wat ons moet doen. As jy wil weet hoe lyk Coram Deo, hoe moet ek leef in die aangesig van God? Vanaf vers 9 tot en met vers 21, 31 stellings wat hy gaan maak. En so nou begin ek en jy onsself hierdie vraag vra, hoe moet ek leef? Dan begin hy hierso. Hy sê, wees opreg in julle liefde, moenie net voorgee dat julle lief is vir ander mense nie. Hier wanneer hy hom hierso stelling maak by my, sê hy, wees opreg in julle liefde. Daar's 'n Griekse woord wat ek vir julle gaan opsit wat hy daar gebruik, en dit is anupokrites.
Anopokritus beteken, dit is waar ons die Engelse woord gebruik vir hypocrite. Iemand wat 'n hypocrite is. Nou, vroeër jare het hulle altyd as hulle 'n drama toneel gehad het, dan het die akteur, dan het hulle baie keer dieselfde akteur gebruik om 'n paar verskillende rolle te gebruik. En dan wat hulle gedoen het, is dan het hulle hierdie akteur 'n masker gegee en dan later gaan hy af en vat hy die masker en bring 'n ander masker op. Hierdie masker is wat hulle 'n anopokritus genoem het. Is 'n hypocrite. Dis 'n masker wat ek voorgee. So hy sê, wanneer ek en jy mense liefhet, moenie voorgee nie. Nou, dit's maklik om dit dan te kan interpreteer om te sê dat ek like nou nie hierdie persoon nie. Ek was altyd nice met die persoon net omdat ek so 'n bietjie van 'n nice mens is. Nou sê hy vir my ek moet nou nie meer 'n hypocrite wees nie, so nou gaan ek vir hulle sê wat dink ek van hulle. Nee, dis nie wat hy sê nie. Hy sê laat jou liefde genuine word. Moenie net voorgee dat jy mense liefhet nie. Mag jy 'n genuine liefde, 'n diep, wesende liefde in jou hart kry vir mense om jou. Mag ons mense begin lief hê. As jy wil weet, hoe leef ek voor die aangesig van God, dan leef ek deur nie voor te gee nie, maar mense regtig waar lief te hê. Haat wat sleg is. Hou vas met alles in julle aan dit wat goed en reg is. Hy bring vir ons hierdie tension om te kan sê haat wat sleg is en aan die ander kant sê hy hou vas aan dit wat goed en reg is. Sien, die groot ding is ons kyk baie keer na hierdie wêreld en wat die wêreld vir my bied. En dit lyk nie vir ons so bad nie. Om op die bank te sit en koekies te eet terwyl jy 'n series kyk is in sy wese nie sleg nie. Die probleem wat op die bank sit en koekies eet op 'n series doen, is dit kweek 'n atmosfeer waarin ek God minder heilig ag en dan leef uit ongehoorsaamheid en rebellie. Dis wat hierdie wêreld vir my gee, deur 'n venster te vat en nie my hart uit te sorteer nie, kweek 'n spasie vir my waar ek God minder heilig ag en ongehoorsaamheid en rebellie kom uit my hart uit. So hier kom en hy sê, haat wat sleg is. Met ander woorde, haat dit wat gaan ongehoorsaamheid en rebellie in jou hart kweek. Met alles wat in ons is, mag ons haat wat sleg is. Nie jou lysie van wat jy dink is goed en sleg nie. Wat dink ek gaan ongehoorsaamheid en rebellie kweek deur God algemeen te maak? Daai goed moet ek begin haat in my lewe. En dan sê hy, doen wat goed en reg is. Dis wat moet gebeur. So ek en jy wil weet, Coram Deo, hoe lyk dit om te leef voor sy aangesig? Haat hierdie goed, love daai goeters. Vers 10. Gee baie om vir medegelowiges, loop oor van deernis vir hulle. As hy kom en praat hy van medegelowiges, so mense wat hier is, mense wat Christene is. As hy loop oor van deernis. Weet julle hoe was Jesus vir ons die voorbeeld van deernis? Hy hoor van Johannes die Doper. Onthou, Jesus maak die stelling dat Johannes die Doper is die beste of die grootste profeet wat al ooit geleef het. Beter as wat dit was om 'n Elia te wees, beter as wat dit was om 'n Elisa te wees en al hierdie ander fancy profete wat daar deur die bank was. Johannes die Doper, grootste van hulle almal. Toe Johannes die Doper dood is, toe klim Jesus in 'n boot en hy wil wegkom en hy wil homself isoleer. En net toe hy dink hy is weg van alles en almal af, staan daar 5000 manne by hom. Nie eers getel met die vroue en die kinders nie. En dan sê hy, Jesus het gekyk vir hierdie mense en hy het die diep deernis in sy hart gekry. En hy het die mense begin gesond maak. En dan op 'n stadium gebeur dit dat hy agterkom hoe hierdie mense is honger. Kom ons voer hulle. Boys, wat het julle om kos te gee? 5 broodjies, 2 visse. Dit het begin toe Jesus moeg was, het hy 'n diep deernis in sy hart gekry vir mense. Een hoofstuk later, daai was Matteus 14, hoofstuk 15. Dan sien jy weer, daar is mense wat vir 3 dae lank vir Jesus volg. Vir 3 dae, jy imagine, jy dink, jy kort na 5 uur kort jy 'n breek. 3 dae later is mense nog steeds besig om Jesus te volg. Van so erg dat Jesus sê vir 3 dae het hierdie mense nog nie geëet nie. En met 'n diep deernis in sy hart sê, boys, wat het julle om te eet?
Hulle sê 7 broodjies en 'n paar visse. 4000 manne nie getel deur die vroue en die kinders nie. En hy voer hulle. Daar is 'n diep deernis wat Jesus gehad het vir mense, dat hy gekyk het na hulle en hy sê hulle is soos skape sonder 'n herder. My vraag is, het ek en jy nog 'n diep deernis vir ons medegelowiges? Vir ouens wat in die kerk sit wat swaar trek om jou? Vir iemand wat deur moeilike tye gaan, het jy nog 'n diep deernis? Wat sal die Here vertrou vir broodjies en visse om te vermeerder in hulle lewens? As ek en jy wil weet wat 'n skorm dui is om 'n diep deernis in ons hart te hê teenoor ons medegelowiges, dan gaan hy verder. En hy sê, doen alles wat julle kan om mekaar te eer en te respekteer. Nou wat vir my so vrek cool is van die Nuwe Testament, ek sê heeltyd Nuwe Testament, dis nuwe vertaling. Wat vir my so briljant is Stefan Joubert, toe hulle dit vertaal, dan gebruik hulle die Griekse woorde en waar dit moet wees. En hulle omskep dit in 'n baie simplistiese konsep, sodat jy dit kan verstaan. So dis baie naby, seker een van die wat ek die naaste beleef het aan die egtheid van wat skrif beteken, en is net vrek maklik geskryf. Maar hy skryf hierso en hy sê, doen alles wat julle kan om mekaar te eer en te respekteer. Gaan uit julle pad uit om te kyk wie van julle behandel mekaar met die meeste respek. As dit vir jou moeilik is om mense te eer en te respekteer, maak 'n kompetisie daaruit. Kyk of ek dit beter kan doen as jy. Dis wat gebeur, ons moet oorloop van eer en respek verdien of nie. Of mense dit verdien of nie, moet ek en jy in ons wese oorloop met eer en respek. Dan gaan hy aan en dan sê hy, moenie afkoel in julle ywer en toewyding aan die Here nie. Laat julle lewe oorloop van entoesiasme. Doen dit soos goeie slawe van die Here. Dien hom met oorgawe. Nie halfhartigheid nie. Nie gaan kerk toe wanneer ek lus het nie. Julle, hier is ons tendens. Ons het 'n statistieke gedoen. Meeste van ons mense kom net 1 keer in 6 weke kerk toe. Grootendeels mense wat kerk toe kom 1 keer in 3 weke. Is casual, is gaan kerk toe wanneer dit my pas. Dis nie oorgawe nie. En ek sê nie kom kerk toe want dis 'n teken daarvan nie, maar hier is 'n plek waar ek en jy iets beleef in God se teenwoordigheid. Dis hierso wat ons moet skouers skuur saam met ander medegelowiges wat saam met ons se pad stap. En hier's die groot ding, is hy sê doen dit met ywer. Met oorgawe, met passie. Mag ek passievol praat oor die Here as ek by die werk is? Mag ek passievol wees oor die Here as ons by 'n braai is? Mag ek passievol wees oor my geloof tussen ander mense? Nie 'n geheime agent wat mense wonder vir 4 jaar of jy regtig die Here dien of nie. En as jy jou die eerste keer in die kerk raakloop, is jy ook 'n Christen? Dis nie ons moet leef nie. Lewe met oorgawe en ywer, dien hom met alles in ons. Wees altyd vol vreugde omdat jy weet jy het 'n ewige toekoms in die Here. Die konsep om te kan dink dat hierdie wêreld hierso, hierdie babbel gaan nie vir my die vreugde bring nie. Ek leef met vreugde want ek weet daar wanneer ek eendag in die teenwoordigheid van God is, daai is waarna ek uitsien. Ek leef elke keer met daai perspektief. En dan sê hy vir jou, as jy met daai perspektief het, perspektief op die toekoms, dan sê hy, staan sterk as jy swaar kry. Want in die swaar kry tye, het ek om my gekyk en daar is niks wat ek oor opgewonde raak, behalwe die toekoms nie. Waarna sien ek uit? En dan besef ek hoe ek optree in my swaar kry, hoe my hart se postuur lyk, is kormdeihou. Ek leef nou voor die aangesig van God, dat eendag as ek in die hemel is, dan sê ek, Here, ek het dit gedoen vir U. Niks vir mense nie. Kormdeihou in U teenwoordigheid. En dan maak hy die stelling, en dit is vir my so mooi, hy maak 3 stellings op mekaar wat mekaar volg. So die eerste ene is hy sê, kry vreugde oor die toekoms wat voorgee, of wat voorlê, staan sterk as jy swaar kry en moet nooit vir een enkele oomblik ophou bid nie. Want as jy swaar kry, dan doen jy 2 goed. Ek raak opgewonde oor my toekoms en ek bid konstant. Dis wat gebeur. Is die Here in sy wese is by jou. Hy is by die een wat gebroken is. Sy las is lig. Sy juk is maklik. Dis wat ek en jy weet van wie God is.
Ons sê vers 13 en hiermee sluit ons af. Sorg vir almal wat die Here se is. Deel julle besittings met hulle wat nie genoeg het om van te leef nie. Gee om vir vreemdelinge wat geen huis of inkomste het nie. Wees gasvry teenoor hulle. Help hulle met kos en klere en 'n dak oor hulle kop. Nou, my vrou gaan my fire om hierdie vir julle te sê, een van die dae as jy nou die Afrikaanse U-version het, gaan jy sien dat daar gaan een van die dagstukkies gaan ons die gedeelte hanteer van geseënd is die wat barmhartig is. En haar boodskap gaan oor ons kan barmhartigheid betoon, want God het barmhartigheid aan ons betoon. Mag ons dit besef, God het vir jou gegee en daarom kan ek gee. En so binne in hierdie gedeelte praat ons van kormdye, hoe leef ek in die aangesig van die Here? En hy maak 9 stellings en ek sit vir die 9 stellings op. Hy sê leef opreg in liefde teenoor mense om jou, haat wat sleg is. Gee om met deernis, eer en respekteer, soveel soos dat dit 'n kompetisie moet wees. Lewe met entoesiasme, ywer vir die Here. Hy praat van dat ek en jy moet begin sterk staan in die swaar tye. Leef opgewonde oor die ewigheid. Hou aan met bid en leef barmhartig en gasvry. Mag ek en jy besef dat wanneer ons hierdie begin doen, is dit omdat ek leef voor 'n heilige God wat my innooi in 'n verhouding in. Dat hy nooi my in iets soveel groter, wat 'n ewige toekoms vir my en vir jou inhou. Moenie toelaat dat hierdie wêreldse bemarking jou insluk nie. Nie met die woede nie, nie met die wat hy vir jou gee nie, nie met die plesier nie, niks van daai goeders, moenie toelaat dat hy steel by jou nie. Hier is waar ons vreugde kry. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om net deur hierdie gedeelte te kan gaan, Here, en dat ons nie uit skuldgevoel hierdie goeders doen nie, Here, maar dat ons weet, Here, uit verhouding uit. Here, nooi U ons in hierdie verhouding in. En so ek bid, Here, dat ons sal begin leef, kormdye. Here, dat ons 'n lewe sal leef voor U aangesig. Mag ons begin kyk hoe ons leef en wat ons sê en hoe ons optree. Dat hierdie wêreld ons nie insluk nie, Here, maar dat ons 'n vol lewe in U vir U teenwoordigheid en in verhouding met U kan beleef in Jesus naam. Amen.